Groete in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek is evangelis en pastoor Joel Hitchcock. Ek groet u uit Delaware in die Verenigde State van Amerika af. En ek wil graag die woord van God met u deel vandag uit die boek van Lukas hoofstuk 15 in die Nuwe Testament ten opsigte van die gelykenis van die verlore seun. En ek dink dit gaan vir u 'n groot seën wees. Maar voor ons voortgaan, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Onse dierbare hemelse Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus. En ek dank u Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om saam te sit om u woord en die kosbare woorde wat van die dierbare lippe van ons redder en heiland Jesus Christus se lippe afgevloei het, vandag kan inneem en kan hoor wat die Gees van die Here vir ons vandag wil sê. Ek vra vir openbaringskennis, ek vra vir die hoorder, my liewe vriend of vriendin, wat op hierdie oomblik my stem hoor, dat u tog deur u wonderlike Heilige Gees daardie kamer sal vul, daardie kar sal vul met u wonderbare liefde en krag en genade, en dat die Gees van die Here baie naby sal wees in my vriend se lewe. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Maar my vriend, ek wil vir u vandag lees uit Lukas 15 vers 11. Ek gebruik die ou Afrikaanse vertaling. Die Bybel sê, en Jesus, hy het gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het sy vader gesê, Vader, gee vir my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. En toe het hy hom aan een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het aan hom in die veld gestuur om varke op te pas, en hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed en brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader het vir sy diensknegte gesê, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Vers 25 sê, daar was musiek en beurtsange, die Griekse woord is koros, waarvan ons die woord koor kry, wat ek eintlik beteken om in 'n kring te dans. Hulle was gelukkig toe die verlore seun teruggekom het. Ek wil graag meer lees later, maar laat ek vir u vandag net 'n paar oomblikke hierdie basiese beginsels leer wat uit die woord van God in hierdie gelykenis tot ons spreek. Ek het verlede Sondag in Miami, Florida gepreek, en eintlik het was die vorige Sondag, en ek het dit in Engels gepreek, en met 'n Spaanse vertaler, en vandag is dit in Afrikaans. Is nie wonderlik dat die woord van God vir ons internasionaal in elke land en volk en taal vir ons spreek nie. Wel,
Eerstens sê die Bybel vir ons in Lukas 15 vers 11, 'n man het 2 seuns gehad. Nou wie is hierdie man? Wel, volgens die gelykenis is daardie man die Vader. U weet, ons dien die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar in hierdie opsig is hierdie Vader, die Vader in die drie-enigheid, en hy het 2 seuns gehad. En ek wil vir u graag sê dat die 2 seuns is simbolies oor die 2 tipe kinders van die Here wat deur die eeue heen en selfs vandag nog die Vader dien. Die een is die getroue seun wat ook maar sy probleme het, en die ander is die verlore seun, die een wat nie so naby aan die Vader gebly het nie en sy eie pad gevolg het. Ek wil graag oor elkeen van hierdie seuns spreek, maar laat ek begin deur te praat oor die eerste seun, die seun wat die pad van die wêreld geloop het en sy vader geminag het. In vers 12 lees ons, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. So nou die eerste ding wat ek graag vir u wil sê, is dat die Bybel sê nie hier dat dit 'n probleem was, dat die seun sy eiendom van sy vader wou kry nie. Om die waarheid te sê, dit is elke vader se droom, dat sy seun of sy dogter geseënd sal wees. En ek wil graag op 'n positiewe nota begin hier, en vir u sê, my liewe vriend, my liewe vriendin, dat God die Vader wil u geseënd hê. Die Bybel sê vir ons, in die boek van Psalms hoofstuk 35 vers 27, dat die Vader het 'n verblyding in die vrede van sy knegt. En daardie woord vrede in die Hebreëus is die woord shalom, wat in die Engelse vertaling as prosperity vertaal is, en wat het basies bedoel is, niks gebreke, niks gebroke, niks weg nie, niks verlore nie. Die Vader wil hê dat u ten volle geseënd sal wees, en die Vader wil hê u moet geseënd en vol wees, sover dit u vrede aangaan, sover dit u geluk aangaan. Die Vader wil u nie ongelukkig hê nie, die Vader wil hê u moet geseënd wees, die Vader wil hê u moet los wees van sonde, die Vader wil hê u moet 'n geseënde, gelukkige huwelik hê, die Vader wil hê u moet vol geloof wees, die Vader wil hê u moet gesond wees. Siekte is nie die Vader se wil nie, en ook wil die Vader hê u moet mentaal stabiel wees en emosioneel stabiel wees, en natuurlik wil die Vader ook hê u moet finansiëel genoeg hê en oorgenoeg hê, want dit is die Vader se wil. Orals in die skrifte lees ons dit, en so ons lees hier vandag dat die seun het dit gevra, en die Vader het nie 'n probleem daarmee gehad nie, en daarom wil ek u aanmoedig, dat u hemelse Vader sal vra, Vader, seën my met al die wonderlike seëninge, en u weet, u is al reeds geseënd, die Here het vir u talente gegee, die Vader het vir u talente gegee, en in hierdie opsig sien ons, dat die seun sy talente geneem het, en toe omgedraai het. Die Bybel sê vir ons, en nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. Is dit nie 'n goeie voorbeeld van hoe ons die Here dien partykemal nie? Ons val weg, en ons sondig, en ons neem al hierdie wonderlike seëninge wat die hemelse Vader vir ons gegee het, en in steede van hom daarmee dien, loop ons weg van hom. Jy sien, die Vader het nie 'n probleem dat u geseënd is in alle opsigte, finansiëel, in gesondheid en in talente en alles nie, maar die probleem kom wanneer ons sy talente neem en meer lief is vir sy talente en sy gawes as vir die gewer homself.